Okay, so ons kyk na stoïchiometrie, is basically al die chemiese somme wat jy gaan doen. Nou, hier het ek vir jou die verwantskap tussen al die formules geskryf. Met ander woorde, al die formules het te doen met mol. En dis die goue reël, is maak nie saak wat hulle vir jou vra of wat hulle vir jou gee nie, jy gaan altyd met mol werk. Want dis die enigste ding wat dieselfde is reg deur al die vergelykings, is die molverhouding. So as hulle vir jou byvoorbeeld massa gee en hulle vra byvoorbeeld hoeveel deeltjies dit is, dan gaan jy eers met mol toe gaan, so dis soos 'n tussenstap tussen die 4 formules en hoe hulle aan mekaar gelink is. So jy sal eers byvoorbeeld dan mol toe moet gaan en dan van mol af die aantal deeltjies kan kry. Of as hulle vir jou 'n konsentrasie gee en hulle vra byvoorbeeld hoeveel deeltjies is dit, selfde konsep, dan gaan jy eers mol toe gaan en van mol af die massa kry of die aantal deeltjies kry of whatever. Okay? So onthou net hierdie konsep, is maak nie saak wat hulle vir jou gee of wat hulle vir jou vra nie, jy gaan altyd eers na mol toe, want jy kan net met mol 'n verhouding toepas reg deur jou vergelykings. Okay, net 'n paar goed wat jy moet onthou voor ons aangaan. Daai volume van jou konsentrasie moet in kubieke desimeter wees, maak nie saak wat hulle gee nie. Die aantal deeltjies is die volle molekule, soos hulle byvoorbeeld sê H2SO4 en jy doen hierdie formule, dan is dit die aantal H2SO4 molekules. So as hulle dan iets vra soos H+ ione of sulfaat ione of iets soos dit, dan gaan dit nie hierdie formule wees nie. Jy gaan eers daai N uitwerk en dan 'n verhouding toepas. Hierdie Vm is 22,4 by STD, behalwe as hulle sê dit is iets anders. So partykeer dan steek hulle dit iewers weg in die paragraaf en sê hulle die molare volume by hierdie temperatuur is byvoorbeeld 20,4 en dan vervang almal 22,4 in plaas van 20,4 en dan is alles verkeerd. So wees baie versigtig as hulle iewers praat van die molare volume, dan kan jy nie die 22,4 gebruik nie. Okay? As hulle vra bereken die volume byvoorbeeld van 'n gas wat gevorm word of iets en hulle sê nêrens dat dit STD is nie, dan neem ons aan dis STD. Want dis die enigste manier hoe jy daai gasvolume kan bereken, is as jy aanneem dis is standaard temperatuur en druk. Okay. So daai eerste vraag wat ons gaan kyk, hulle sê vir jou swaal brand in 'n oormaat suurstof. So ons korte formule, swaal reageer met suurstof en vorm swaaldioksied. Nou sê die vraag 16 gram swaal brand in 'n oormaat suurstof, so dit beteken daar's meer as genoeg suurstof om al hierdie swaal op te gebruik. En die vraag is watter volume SO2 gas sal vorm by STD. So die 16 gram wat hulle vir jou gee, gaan ons eers met mol toevat. So ek gaan sê N is gelyk aan M op M. So daar sit ons met 'n halwe mol. So dis altyd die eerste stap, is wat ook al ek gee, moet jy eers mol toevat. Dan doen ons 'n eenvoudige molverhouding, swaal tot swaaldioksied. En daarvoor gaan kyk jy na die standaard vergelyking. Volgens jou gebalanseerde vergelyking reageer swaal met suurstof in 'n verhouding 1:1 en vorm 1 mol SO2. So die vaste verhouding hierso is nog steeds 1:1, wat beteken as jy 0.5 mol het aan hierdie kant, dan sal daar 0.5 mol vorm aan daai kant. So as 0.5 mol swaal reageer, sal 0.5 mol SO2 vorm. So nou weet jy hoeveel mol van daai vorm, jy kan dit ook net vir jouself byskryf. Dan skryf jouself hierdie byskriffies en goeders by, dit help om te volg wat jy besig is om te doen. So as ek nou met SO2 gaan werk, weer eens, ek skryf myself 'n opskrif. Anders is dit net 'n klomp random somme op jou bladsy en jy het geen idee wat daar aangaan nie. Nou raak. Okay. Shout out vir Jack van Noordheuwel. Dan gaan ons N is gelyk aan V op Vm. So as daar 0.5 mol gevorm het by STD wat 22,4 is, dan is daai volume 11,2 kubieke desimeter SO2 gas vorm. So nou by ons tweede vraag gee hulle vir jou vergelyking. Hulle sê 4HCl reageer met MnO2 vorm Cl2 plus MnCl2 plus 2H2O. En toe het hulle vir jou 'n grafiek van kloorgas teenoor tyd gegee. Dit so loop. En dan plat hy af by 10. So dit is die volume CO2 gas gemeet in kubieke desimeters teenoor tyd. So die oomblik as daai lyn perfek horisontaal word, dan beteken dit die reaksie is klaar, né? Hy het klaar gereageer, ons nie meer reaktant oor noodwendig nie. Ons weet nie wat er in oormaat of enigiets was nie. So die eerste vraag is net hoeveel HCl het gereageer? Watter massa?
So nou gaan ons van agter af vorentoe werk, want ons weet dat daar 10 kubieke desimeter Cl2 gevorm het, en dan gaan ek van daar af terugwerk na die HCl toe. So ons begin met die, is dit CO2, Cl2? Cl2, ekskuus. So Cl2, gee hulle vir ons volume, so ons sê N is gelyk aan V op Vm. So as jy 10 gevorm het op 22.4 is 0.45, né? 0,45 mol Cl2 wat gevorm het. So nou kan ek 'n verhouding gaan doen van Cl2 terug na HCl toe. En daarvoor kyk ek na my standaard vergelyking. So die vergelyking sê 4 mol HCl reageer om 1 mol Cl2 te vorm. So die verhouding is 1 tot 4. Wat beteken, as jy 0.45 van hierdie wil vorm, 4 keer soveel, dan beteken dit jy moes ten minste 1.8 mol van hierdie gehad het, né? 1.8 mol HCl reageer. So daar is 0.4464. So as jy die afgeronde antwoord daar skryf, jy moet net onthou, jy mag nie met die afgeronde antwoord werk nie. So as ek dit gaan maal met 4, dan kry ons hierso eintlik 1.7857 something mol HCl wat gereageer het. So onthou nou, jy mag nie tussenin afrond nie, né? Jy moet daai onafgeronde mol iewers onthou. En nou gaan ek vra hoeveel gram is dit. So N is gelyk aan M op M. So as ek daai 1.7857 aan hierdie kant sit. Okay, so as ek daai antwoord net dan maal met 36.5, dan kry ons 65.18 gram. HCl reageer. So hierso mag jy eers afrond, né? By jou finale antwoord. Nou die tweede vraag by daai selfde een was, hoeveel chloormolekules vorm? So daarso ons weet nou klaar dat daar 0.45 mol vorm. So ek gaan my formule N is gelyk aan N op Na gebruik. So as ons 0.45 aan hierdie kant sit, onthou nou dit gaan die onafgeronde 0.45 wees, né? Aantal deeltjies op Avogadro. Dan moet jy kry 2.6875 mol 10 tot die mag 23 Cl2 molekules. So 2NaN3 maak 2Na plus 3N2. Dan sê hulle 250 gram NaN3 word gebruik om 'n passasierslugsak te vul. Bereken die volume stikstofgas wat vorm by standaard druk. Watter volume aanvaar dat die gas in die lugsak by kamertemperatuur is en dat die molêre volume by hierdie temperatuur 24.4 is. So in die eerste plek moet ons daai 250 gram mol toevat. So ek gaan met NaN3 werk. N is gelyk aan M op M. So as ons 250 gram vat, wat is die molêre massa van NaN3? Dis 'n natrium plus 3 stikstowwe. 3,846 something mol. Dan kan ons 'n verhouding doen van NaN3 tot N2. Nou gaan kyk na die gebalanseerde vergelyking, né? 2 mol van daai reageer en vorm 3 mol van daai, so die verhouding is vas 2 tot 3. En dan kan ons sê, as daar dan aan hierdie kant gaan staan 3.846 iets, om daai kant te kry, maal ek met 3 en ek deel deur 2. Dan kry jy daai kant 5.769 something mol. So nou weet jy hoeveel mol stikstof gaan vorm, maar die vraag was watter volume stikstof gaan vorm. So as ons nou na stikstof toe gaan, en ons sê N is gelyk aan V op Vm, dan het ons 5.769 mol wat gevorm het, by 'n molêre volume van 24.4, en dan kry jy 140.77 kubieke desimeter N2 gas vorm. So die eerste vraag daar, skryf 'n gebalanseerde vergelyking om te toon hoe Na2SO4 in water oplos. So as hy in water oplos, dan kom water net op die pyltjie en jy split hom in ione. So daar's 2 Na+ ione en 1 sulfaat-ion. Die volgende vraag sê, as daar 7,1 gram Na2SO4 in water oplos, om 'n 500 kubieke sentimeter oplossing te maak. So ek gaan daarso sê, dis 500 kubieke sentimeter, bereken die konsentrasie van die oplossing. So ons gaan eers daai 7,1 gram mol toe moet vat, so ek gaan sê die molêre massa van Na2SO4
Dis 142 gram per mol. So as ek nou gaan sê N is gelyk aan M op M, dan kry jy 0,05 mol. So nou weet jy hoeveel mol dit is, nou kan jy konsentrasie gaan doen, so C is gelyk aan N op V. So as jy 0,05 mol oplos in 500 kubieke sentimeter, wat 0,5 kubieke desimeter is. Nou jy kon ook die ander konsentrasieformule gebruik het, die C is M op MV formule. Dan hoef jy nie hierdie mol apart uit te werk, dit is ook fyn. So hier is dan 0,1 mol per kubieke desimeter. En dis dan die konsentrasie van die hele oplossing, né? So die konsentrasie van Na2SO4 is 0,1. Toe sê die volgende vraag, wat is die konsentrasie van die natriumione in hierdie oplossing? So uit dit uit kan ek nou aflei, die konsentrasie van die Na+ ione gaan dubbel soveel wees, want elke enkele molekule maak 2 natriumione. So die konsentrasie van die natriumione is dan 0,2 mol per kubieke desimeter. En dan vra hulle wat is die konsentrasie van die sulfaatione. So elke enkele molekule maak net 1 sulfaat. Wat beteken as jy weet wat daai konsentrasie is, dan is die sulfaatione sin identies. So die sulfate is ook 0,1 mol per kubieke desimeter. Toe het hulle gevra, wat sal die natriumione se konsentrasie wees indien ek 500 kubieke sentimeter water byvoeg? So as ons gaan plus 500 kubieke sentimeter water, wat gaan gebeur? Dan gaan die oplossing verdun word tot helfte die konsentrasie. Want as jy die volume verdubbel in terme van water, dan gaan die konsentrasie mos helfte soveel word. So die nuwe konsentrasie van die Na+ ione sal 0,1 mol per kubieke desimeter wees. Dit halveer. Reg? En dan vra hulle laastens, as daar in plaas van water 500 kubieke sentimeter van 'n identiese oplossing bygevoeg word, wat sal die konsentrasie van die natriumione in die nuwe oplossing wees? So met ander woorde, as ek presies dieselfde oplossing, presies dieselfde hoeveelheid by mekaar gooi, dan sal daar, so gaan dit hierso bysit, plus 500 kubieke sentimeter identies. Dan sal die konsentrasie van die Na+ ione nie verander nie. Dit sal nog steeds 0,2 mol per kubieke desimeter bly. So die eerste opsie wat bo staan, is soos as jy nog water by jou oros gooi, dan word die oros verdun. Die tweede opsie is, as jy aangemaakte oros by aangemaakte oros gooi, dan bly dit aangemaakte oros, wat ewe sterk is, dit word nie verdun nie en dit word nie sterker nie. So die vraag is daarso, as jy 500 kubieke sentimeter kaliumnitraat het met 'n konsentrasie van 0,2, hoeveel water moet jy bygooi om dit te verdun tot 0,18 mol per kubieke desimeter? Nou, daar is twee maniere om hierdie vraag te benader. Ek gaan dit eers doen in terme van mol. So kom ons begin net hierso voor die tyd. Is die C gelyk aan N op V, wat beteken as die konsentrasie 0,2 is in 'n 0,5 kubieke desimeter houer, dan het jy 0,1 mol. Reg? So dis hoeveel KNO3 jy het. Nou deur water by te gooi, gaan nie aan die hoeveelheid mol KNO3 verander nie. So die hoeveelheid mol gaan dieselfde bly. So as ons nou na die tyd gaan en ons sê C is gelyk aan N op V, nou wil ons hê die konsentrasie met 0,18 wees vir dieselfde aantal mol. Dan werk ons daai volume uit. So as ek 0,1 deel met 0,18, dan kry jy 0,555555 al die pad tot in ewigheid kubieke desimeter. En dit beteken 555.56 kubieke sentimeter afgerond. Maar die vraag was, hoeveel water moet jy byvoeg? So oorspronklik was daar 500 kubieke sentimeter, na die tyd moet daar soveel wees, met ander woorde 55.56 kubieke sentimeter water moet bykom. OK? Nou, daar is 'n ander formule vir verdunning of veranderinge in konsentrasie, en dis hierdie een, C1V1 is gelyk aan C2V2, dan is eintlik net die molverhouding wat konstant bly. So as jy sê voor die tyd was jou konsentrasie 0,2 met 'n volume van 0,5,
Na die tyd is jou konsentrasie 0.18 met 'n onbekende volume. Dan kry jy dadelik volume 2 as 0.555 alles kubieke desimeter. En dan doen jy net presies dieselfde. Wat baie vinniger is, so jy hoef nie die mol te gaan uitwerk nie, maar moenie vergeet van hierdie formule nie, né? En dis net vir verdunning van 'n konsentrasie. So hulle sê daarso vir jou dat 250 kubieke sentimeter H2S word verbind aan 250 kubieke sentimeter SO2 en dan word die twee gasse toegelaat om te reageer volgens daai vergelyking. Nou is die eerste vraag, watter een van die twee gasse is die beperkte reaktant? En hulle het vir jou gesê die molêre gasvolume by hierdie temperatuur is 24.4. So ek weet dat ek 250 kubieke sentimeter van elkeen van hierdie het. Wat beteken ek moet eers gaan uitfigure hoeveel mol dit is. So ons sê N is gelyk aan V op Vm. Dan het jy 0.01 something mol van elkeen. So nou doen jy net 'n verhouding, H2S se verhouding tot SO2 is volgens die gebalanseerde vergelyking 2 tot 1. Wat beteken jy gaan dubbel soveel H2S gebruik as wat jy SO2 gebruik. So daai vaste verhouding is 2 tot 1, wat beteken, as daar hierdie kant staan 0,01, teen die tyd wat jy die H2S opgebruik het, dan staan helfte soveel SO2 gebruik. Met ander woorde 0,00511 of 12 something. Maar teen die tyd wat jy 0.1 mol SO2 wou gebruik het, 0.01 skus, dan moes jy al 0.02 mol van hierdie gebruik het. Nou een van die twee is beperk. Een van daai twee vergelykings gaan nie kan plaasvind nie. So ons het ten minste 0.01 mol H2S en ek het ten minste 0,005 van die ander een. Maar as ek die SO2 wou opgebruik het, moes ek dubbel soveel H2S gehad het wat ek nie het nie, want ek het net 0.01 mol. So ek het nie genoeg vir hierdie reaksie om plaas te vind nie, wat beteken daai een is die een wat wel gaan plaasvind. So jy gaan al die H2S opgebruik, maar jy gaan net helfte van die SO2 gebruik. Reg? So ek gaan hierso sê 0.01 mol H2S word opgebruik. En dit beteken H2S is die beperkte reaktant. Want dis die een wat eerste gaan opraak. En nou vra hulle watter massa swaal neerslag gaan vorm. So hoeveel gram van daai sal vorm. En nou moet jy net die regte verhouding volg. So ons het nou gesê die boonsteen gaan uitwerk, so ek gaan nêrens daai 0.01 mol SO2 gebruik nie. Want die SO2 word nie opgebruik nie, maar die H2S doen. So nou gaan ek H2S in verhouding sit tot swaal. En die vaste verhouding van dit volgens my vergelyking is 2 tot 3. Wat beteken as daar aan hierdie kant staan 0,01, dan staan daar aan daai kant, is net gou daai weer uitwerk. So dit was my hoeveelheid mol H2S, so om by swaal uit te kom, gaan ek maal met 3 op 2. Dan kry ons daar 0,015. Onthou jy mag nie afrond tussenin nie. So nou gaan ek daai net na massa toe vat, so vir swaal N is gelyk aan M op M. So as ons 0.015 mol vorm, en swaal weeg 32 gram per mol, dan vorm daar 0,49 gram swaal. Ok. So dis hoe jy 'n beperkte som gaan doen. As jy kyk eers hoeveel mol het jy van elkeen, en dan pas jy jou verhouding toe om te kyk watter een van die twee verhoudings gaan reg werk en watter een gaan nie. En daar sal altyd een wees waarvan jy te min het. En dis jou beperkte reaktant. En die een wat jy meer as genoeg het vir beide verhoudings om plaas te vind, is jou oormaat. En jy werk net volgens die een wat uitgewerk het. So hulle sê daar vir jou, jy het 5 gram natriumkarbonaat, wat reageer met 400 kubieke sentimeter van 'n 0.3 mol per kubieke desimeter soutsuur oplossing. Daar word onmiddellik borrels afgegee, sal die natriumkarbonaat weer opgebruik word, bewys al jou berekeninge. So ek gaan altyd van hierdie eers mol toe vat, so as ons NH2CO3 doen,
gaan ek sê N is gelyk aan M op M, 0,047 mol. Dan doen ons die HCl. Nou daarso gee hulle vir jou konsentrasie, so jy gaan C as N op V gebruik. So daarso kry jy 0,12 mol. Reg. En nou die oomblik as jy weet hoeveel mol daar van elkeen was, dan kan jy jou molverhouding toepas. So volgens my gebalanseerde vergelyking is die molverhouding 1:2. Wat beteken as ek nou Na2CO3 in verhouding gaan sit tot HCl, dan is die vaste verhouding 1:2. So dis volgens my vergelyking. En dan kyk ek na elkeen van hierdie mol in daai selfde verhouding. So as daar hierdie kant 0,047 sou staan, dan sal daar aan die ander kant dubbel soveel wees, wat 0,094 is, of as daar aan hierdie kant 0,12 staan, dan sal daar aan hierdie kant 0,06 wees. Nou, een van die twee verhoudings gaan uitwerk, so jy gaan kyk net wat het jy. Jy het ten minste 0,047 van daai, dis die hoeveelheid mol wat jy uitgewerk het. En as jy 0,094 gaan gebruik, dit is minder as 0,12, so jy het genoeg van daai. Maar sou jy die volle 0,12 mol HCl wou opgebruik, het jy ten minste 0,06 natriumkarbonaat nodig, wat jy nie het nie. So dit is die een waarvan daar te min is. Die boonste vergelyking is die een wat gaan plaasvind, en die linkerkantste een, die Na2CO3, is beperk. Wat beteken, dit word opgebruik. Nou ek stel voor jy doen dit so met molverhoudings. Jy kon ook gegaan het en gekyk het hoeveel mol hierdie is, en dan uitgewerk het met hoeveel gram natriumkarbonaat dit sal reageer, en dan gewys het dat dit meer as 5 gram is. Met ander woorde, jy het meer as 5 gram nodig om hierdie te laat reageer. Maar oor die algemeen wil ons eintlik die molverhouding hê. Ek wil hê jy moet wys hoekom die molverhouding nie werk nie. Veral as hulle goed vra, soos byvoorbeeld hoeveel natriumkarbonaat moet bygevoeg word sodat al die HCl opreageer. Verstaan, dan gaan ons net daai 2 mol van mekaar aftrek en kyk wat is die verskil. Hoeveel het ek tekort of beperk? So die vraag is, bepaal die persentasie samestelling van kalsiumkarbonaat. So jy begin met die molare massa van kalsiumkarbonaat, wat 40 plus 12 plus 3 keer 16 is. Dan kry jy 100 gram per mol. En nou moet ons daai 3 elemente split in terme van hierdie 100 gram. So kalsiumsin gaan wees 40 uit die 100, wat dan 40% is. Koolstofsin sal wees 12 uit die 100, wat dan 12% is. En suurstof sal wees 48 uit die 100, wat dan 48% is. So daar is so selfde konsep, ons gaan eers kyk wat weeg hierdie kopersulfaat met 5H2O's. Onthou, daai kristalwater is nog steeds net vas aan die molekule. So jy tel dit nog steeds as 10 H's en 5 O's. Reg? So die molare massa van kopersulfaat 0,5H2O 249,5 gram per mol. Nou my vraag was, hoeveel suurstof is daar? So as ons nou net na die suurstof gaan kyk, dan gaan dit wees, daarso was 4 suurstowwe, plus nog 5 is 9 suurstowwe, uit die totale 249,5, is dan 57,72%. So dis hoeveel suurstof in daai kopersulfaat met kristalwater is. Okay, so die vraag is, bepaal die empiriese formule. So die eerste ding wat ons doen is, ons sê gestel jy het 100 gram, want dan kan ons hierdie persentasies reguit na gramme toevat. So as ek na kalium gaan kyk en ons sê N is gelyk aan M op M, in 'n 100 gram monster sal daar dan 31,8 gram wees op die molare massa van kalium wat 39 is. Dan kry jy die hoeveelheid mol. So 31,8 op 39 gee vir ons 0,81 mol kalium. Dan doen ons die kloor, selfde konsep. Verskil is nou net, kloor is vas aan iets anders, so jy gebruik net 35,5, jy gebruik nie die diatomiese kloor nie. Dis net as kloor alleen op sy eie is wat hy diatomies is. En dan kry jy daar ook 0,82 mol.
En dan doen ons suurstof. So suurstof was 39.2 op 16, selfde storie. Enkele suurstof, nie 'n diatomiese suurstof nie. Dan kry ons daar 2.45. So nou weet ons hoeveel mol daarvan elkeen is. So nou kan ek daai mol in 'n verhouding gaan plaas. So ek sê die verhouding van kalium tot chloor tot suurstof is 0,81 tot 0,82 tot 0,82,45. En dan deel jy net met die kleinste een. So as jy gaan deel met die kleinste een en afrond tot die naaste heelgetal, dan kry jy 'n verhouding van 1 tot 3. Wat beteken die empiriese formule gaan wees KClO3, kaliumkloraat. Nou in terme van die afronding, jy mag net afrond tot 'n heelgetal as dit baie naby aan die heelgetal is. So as dit byvoorbeeld 1,1 of 1,0 something is, dan kan dit 1 word. Maar as dit 1,4 of 1,5 is, dan sit dit ver. Dan kan jy dit nie afrond na 'n heelgetal toe nie, dan moet jy hom verdubbel. Net soos in wiskunde moet jy dan die faktore aanhou verdubbel totdat jy 'n heelgetal kry. So stap 1 is weer, gestel jy het 100 gram. So dan sal daar vir die aluminium N is gelyk aan M op M, 52.8 gram aluminium wees. Aluminium weeg 27 gram per mol. Jy het daar 1,95 mol. En as jy suurstof gaan doen, kry jy daar 2,95 mol. So nou, in hierdie geval, is daai mol hoeveelhede klaar baie naby aan heelgetalle, so jy kan hulle gaan afrond, want die verhouding is tog nog steeds dieselfde ding. Ek wil julle net wys wat gebeur as ons reël volg. So die verhouding van aluminium tot suurstof is 1,95 tot 2,95. En nou as jy gaan deel met die kleinste een, dan kry jy hier 1 en daai kant 1,5. En toe het ek gesê, daai 1,5 is te ver, jy kan hom nie afrond nie. So jy verdubbel regdeur, dan word hierdie 2 en daai word 'n 3. Dit beteken jou empiriese formule is eintlik Al2O3. OK. So onthou dit, net as hy baie naby aan die heelgetal is, mag jy hom afrond. Maar as hy so in die helfte lê, dan moet jy hom verdubbel. Al is hy byvoorbeeld sê net maar is 1,3, dan gaan jy met maal met 3. Jy kan nie 1,3 afrond nie. Dis te ver. OK, so jy begin deur te sê gestel, daar's 100 gram. Die persentasie samestelling is 80% koolstof en 20% waterstof. So om koolstof te bepaal, N is gelyk aan M op M, dan beteken dit daar sal 80 gram wees, koolstof weeg 12, dan kry ons 6,67 mol. So die verhouding van koolstof tot waterstof is 6,67 tot 20, dan deel jy met die kleinste een. So as jy 20 deel deur 6,67, dan kry jy baie naby aan 3. Wat beteken die formule is CH3. Maar nou moet jy onthou, hierdie is jou empiriese formule. En die empiriese formule beteken net dis die kleinste wiskundige verhouding waarin die atome gebind is. Maar dit is nie noodwendig die regte formule vir die stof nie. So hulle het gesê die onbekende stof weeg 30 gram per mol. Nou gaan vergelyk jy dit net met wat jou empiriese formule weeg. So nou gaan sê jy die molare massa van CH3 is net 15 gram per mol. Wat beteken hulle stof moet dubbel soveel weeg. So hulle stof is 2 keer daai CH3 formule, wat dan eintlik C2H6 is. So jy verdubbel daai wiskundige verhouding om 'n 2 en 'n 6 te word. Dis wat jy doen. En dan is dit die regte molekulêre formule.